Nico, hoe lyk die dinge? Net gaan goed, dankie André. Nee, wat? Doodstil rustig. Ons hardloop. Okay. So julle het 'n totaal en al julle het 'n ek wil eers vir julle vra, julle wou 'n ripper bou, nê? Nou, maar toe gaan kyk julle nou na die besigheid 'n bietjie anderster, nê? Verduidelik my. Ons wil bitter graag 'n unieke implement bou wat sommer die eerste slag onder jou blad inkom, waar jy kan werk en klaar kry en aan die ander kant wil ons kyk na so 'n bietjie spaar op krag, dat jy bietjie minder krag nodig het om hom te sleep. So dit is hoekom ons toe nou gegaan het op wat ons gebou het. Is ek reg as ek sê, want jy sê dat jy minder krag gebruik, is dit omdat al die tande nie gelyk die grond vat nie, is ek reg? Jy is 100% reg en dit is die oorweging gewees. Die huidige implement is 450 mm tande. Jy kan ook 650 mm tande kry. Vir hierdie areas sal mens basies gaan op die 450 mm. So 450 mm. Maar kan jy sê, hoe sê jy 650 ook? Ja, 650. Hierdie een is 450, maar jy kan tot 550 diep gaan met hom. As jy wil heeltemal oplig. Nou, verduidelik my nou gou daai snykouters daarvoor. Nou vir wat het hulle happies in? Dit is om jou materiaal te sny voor jou tand, sodat jou stronke nie pak nie. En werk daai happies beter as wat jy nou net 'n gewone hoe kan ek sê, een sonder happies het. Sê julle haar raak my woorde al half op. Ja, hy werk beter, mense het dit al gesien met die planters ook. En ek sê hy kry 'n bietjie grip, nee. Dit lyk vir my of hy sal grip vang en dan sny hy hom beter af. Dis 100% reg. Okay. Nou hierso. Dis nou sê hulle waar die magic is. Hoekom julle het nou 'n koilspringie, maar julle het nie net een koil nie, julle het nou sommer 2 koile hierso in. Verduidelik my wat gaan hier aan. Goed, ons wou, soos ek nou gesê het, ons wil dadelik onder die blad inkom. So hier's 2 koilsprings, een binne en die ander een. Sy tripaksie is op 2.2 ton. En dis hoekom ons onder daai blad kan inkom. En die implement is redelik swaar, so hy gaan in. Want ek wil nou net gou 'n bietjie uitfigure hierso. Sorry, ek is nie uitwerk, bekyk net gou hierso 'n ding. As ek dan nou uit hierdie besigheid uit, nê, vat hy dan nou buite eerste kant en dan as hy trip gaan hy in binnekant toe, of is albei hierdie goeders die heeltyd onder tension? Albei is heeltyd onder tension. So julle moes die tweede een bysit om by daai 2.2 ton te kom 100%. Om te sorg dat hy actually ordentlik in die grond kan ingaan. Die twee werk saam en ons moes albei insit om by daai 2.2 ton tripaksie te kan kom. En hierdie besigheid wat lyk soos 'n dropper wat julle hier vooraan geweld het? Dit is 'n lekker dik dropper. Dit is om die grond aan die voorkant van jou tand die slytasie bietjie te vat. Ons wou definitief kyk na slytpart pryse. So as jy kyk na daai knock-on-skar, hy is so 115, die flare-skar is 441 en daai bar aan die voorkant van jou tand om hom te beskerm is rofweg so R100. So vir onder R700 plus BTW kan jy jou tand se slytdele vervang. So dan het ek hom nie nodig om die hele tand en al hierdie goeders te vervang nie. Nee. So as hy hom so lank wegvat hierso, terwyl hy nou hom wegvat en as hy deurkom, verduidelik my van seilstaalwerke. Julle is in Ryds gebaseer. Wat doen julle alles? Julle het 'n klein huisie vol ander goed waarin julle spesialiseer? Ja, die maatskappy is 'n familiebesigheid, bestaan al reeds 41 jaar. En ons het 'n wye spektrum van implemente en sleepwaens en goed wat ons bou. Daar is 7 ingenieurs wat besig gehou moet word, so en baie welders, 49. So elke jaar is daar nuwe implemente en nuwe goed wat kom. Julle kan gerus by my draai maak dat ek vir julle 'n boekie kan gee met die implemente en goed wat daar is. Maar julle is ook bekend vir julle nou nie net voor Nampo toe ek laas jaar al was. Julle het 'n interessante sif besigheid ook waar julle basies graan sif voor die tyd. Verduidelik my net hoe pas hy in, hoe mobiel is hy? Is dit 'n staal, hoe werk hy ding? Hy werk sommer langs die land. Die kapasiteit is tussen 35 en 40 ton per uur. En jy kan enigiets sif, jy gebruik net ander sifdraad, jy het 'n dubbeldrom of 'n enkeldrom en jy sif sommer langs die land. Wat jy sommer sif en ja, die sif betaal hom aan die einde van die dag, betaal hy vir homself. Vir al hierdie jaar wat nou verby is, wat die graan regtig 'n probleem was,
met klein puitjies. En graad wat 'n groot rol gespeel het. Want op daai graad goed, het jy ouens gekry wat actually van 'n YM2 af na 1 toe kon gaan of net oor daai SIF? Ja, definitief. Die SIF se omtrek is 5 meter. So oordentlike SIF wat lekker werk. 'n Trekker, baie klein trekker en dit is net op idle spoed wat hy werk. 15 tot 16 omwentelings per minuut. So jy kan redelik baie doen as jy net wil fynsade uitsif of olieboom of iets. Die kapasiteit natuurlik jaag na 60 en 70 ton ook. Uitstekend. Nou okay, terwyl hy hom nou steek daarso. Hoeveel kilowatt per tand het ek nodig op die ripper? Om veilig te speel praat ons van tussen 30 en 35 kilowatt per tand. Jare verskil, grondverskil, maar om seker te maak dat jy dit wel kan doen, beveel ons aan tussen 30 en 35 kilowatt per tand. Daai 7 tand kan jy van 220 kilowatt tot 245 kilowatt is min of meer wat jy gaan nodig hê. Nou, as jy 'n bietjie minder kilowatt gebruik, sê my gesonde verstand vir my, wel, my verstand, ja, as hy nou vat, dan moet hy nou vat. Ek gaan 'n bietjie beter diesel verbruik ook en daai tipe van goeders kry. Is dit julle ervaring met die ripper? Ja, definitief. Omdat daai tande gesterker is, het jy 'n tipe van 'n ander aksie wat makliker trek. So ons het dit definitief ondervind en die boere daar wat verby is wat ons wel toetse gedoen het, lyk baie belovend. Ons sê altyd die stroper sal praat en hierdie implement is nog nie 'n jaar oud nie. Maar die stroper sal praat en die resultate is baie goed en die bestellings hardloop mooi in. Uitstekend. En ek wil amper sê ons kan hom net so los dat hy laat hy nou mooi daar deur trek, want dit is nou altyd mooi om 'n trekker te kyk as hy net so deur die grond hardloop, nê. En sê vir my laaste ding, konfigurasie, en watse wytes kry ek om oral? Ons kry 3 tand tot en met 11 tand, maar as daar groter nodig is, kan ons hom so ontwerp en ons kan dit so voorsien. En dan kan jy rollers ook net, as ek net dit ook net kan sê, rollers kan jy net op die ry bestel of dan 'n lang roller wat die hele area basies rol agter daai ripper aan as dit nodig sou wees. En alles op die 3-punt, nê? Alles op die 3-punt. Uitstekend. Nico, dankie baie. André, dankie vir die geleentheid, waardeer.